laas Sondag het ons klaargemaak met Handelinge en ek het toe bietjie gaan kyk na wat was moontlik die eerste brief wat Paulus geskryf het in hierdie tydperk van Handelinge. Nou, die eerste brief wat hulle vermoed geskryf is Tessalonisense. So ons gaan nou begin met Tessalonisense. So dit is 'n interessante boek, hierdie Tessalonisense, en voordat ons begin met Tessalonisense wil ek net ietsie noem. Ek het laasweek gepraat oor 'n stelling wat 'n ou gemaak het. Hy het gesê, make the Bible your hobby. Want as jy 'n hobby het, geniet jy dit. En ek het toe eers nie sy naam geweet nie, en toe sê ek, dit is R.C. Sproul, en dit was nie R.C. Sproul nie, die ou se naam is Chuck Missler. So ek wil net daai regstel voordat ons verder in die woord ingaan. So ek wil net gou hê ons moet kyk na die kaart van waar Paulus gereis het. So Paulus het gereis, en op sy tweede sendingsreis het hy daar onder in Lystra, het hy vir Timoteus ontmoet. En hy het toe vir Timoteus gevra om saam met hom te gaan op hierdie sendingsreis. En Paulus was saam met Timoteus en waar is sy naam nou hierso? Silvanus, of wat Silas ook is, het hulle begin reis, en hulle wou eers in Asië ingaan, en die Heilige Gees verhoed hulle heeltyd om in Asië in te gaan, en toe wil hulle opgegaan het daarso in Bithynia in, maar die Heilige Gees verhoed hulle, en soos wat hulle nou verder gaan, kom hulle toe by Troas uit, wat die laaste dorpie is, voordat jy die see bereik het, van Asië, en daai aand het Paulus 'n droom van 'n man wat in Macedonië staan en sê, kom na Macedonië toe. En hulle vat toe die skip na Macedonië toe. En hulle kom toe in, ek kan nie nou daai klein dorpie daarso sien nie, hulle kom toe daaraan, ek dink in Neapolis, waar hulle toe vir Lukas ontmoet het. En toe het hulle begin saam toer, en toe in Filippi is waar Paulus en Silas in die tronk gegooi is, en waar hulle gesing het in die middel van die nag, en die tronk het geskit, die deure het oopgegaan, en hulle het uitgegaan, en hulle was vry gewees. En hulle is toe vrygelaat, en toe gaan hulle na Thessalonika toe. En dis nou waar hierdie brief geskryf is. So vir 3 weke het Paulus in die sinagoge bedien in Tessalonisense, voordat hy toe oorbeweeg het na die heidene toe. En hulle sê dit is maar baie kort tyd wat hy in Thessalonika was, as gevolg van die verdrukking van die Jode. So hulle sê enigiets van 4 weke tot 6 weke wat hy daar was. So baie kort tyd. En hy het toe begin verder aftoer, al die pad tot in Athene en toe in Korinthe. En in Korinthe het die Here vir hom gesê, hy gaan lank daar bly, want daar's baie mense wat die Here daar gaan dien. En dis toe hy vir Timoteus stuur om te gaan kyk, hoe lyk dit in Tessalonike. En Timoteus kom toe terug, en hy skryf toe hierdie brief aan die gemeente. So, hoekom het hy hierdie brief geskryf? Soos wat ons dit deurwerk, sal ons dit nou sien. Maar onder andere wil hy net die Here eer, eerstens vir hulle geloof. En daar is 'n paar goeters wat al gesê was oor Paulus, wat hy maar net wil regstel, en hulle 'n hoop gee, wat ons nou van sal lees. Kom ons lees vers 1 en 2. Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense, wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Genade vir julle en vrede van God onsse Vader en die Here Jesus. So, is vir my baie interessant hoe Paulus hierdie ontmoeting, hoe hy sê vir hulle genade vir julle, en hy sê, waar bevind hulle self? Hulle sê, in God, maar hulle woon in Tessalonisense. Hoor julle mooi, hoe sê Paulus dit? Hy sê, aan die gemeente van Tessalonisense, wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Hy sê, julle is in God, maar julle is van Tessalonisense. Hoor julle wat hy sê? Nou my vraag aan jou is, in wie is jy? Is jy maar net inbrits, en jy dien God? Of is jy werklik in God? Lewe jy werklik uit 'n plek, 'n posisie, waar God in jou is, en hy funksioneer deur jou, en jy sien dit saam met hom in hemelse plekke, of funksioneer ons uit 'n wêreldse oogpunt uit wanneer ons dinge doen? En hy sê vir hulle, genade vir julle en vrede. Waar kom hierdie genade en vrede vandaan? Hy sê, van God onsse Vader en die Here Jesus Christus.
Nou, dis vir my baie interessant dat hy sê, genade en vrede vir julle. Wat is genade? Genade is nie net iets wat ons vrymaak, dat ons kan lewe soos wat die Here ons geroep het om te lewe nie. Genade is iets wat jy kry wat jy eintlik nie verdien nie. Dit is wat genade is. Wanneer God my en jou genade wys teenoor die lewe wat ons gelei het voor Christus, dan spreek hy jou vry van iets wat jy eintlik verdien. En hy wys vir jou genade deur om jou iets te gee wat jy nie verdien nie. Ewige lewe, want nie een van ons verdien ewige lewe nie. Dis alleenlik genade dat ek en jy ewige lewe kan kry. Genade is vir my opgesluit in dit wat Jesus op die kruis gedoen het. Nou hoekom sê ek so? Ek wil hê ons moet Titus 2 vers 11 lees. Dis net so, net na Timoteus kry ons Titus, so net so klein bietjie aan. Titus, ek sien daai ding maak dit so 'n bietjie de mekaar. Titus 2 vers 11. Nietemin. Hy sê spesifiek hierso, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Hoor wat sê hy? Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. So wat doen die genade? Dit gee vir ons iets wat ons nie verdien het nie. Dit red ons van 'n plek wat ek en jy eintlik na toe regtig moet gaan. As ons wil hê dat God werklik geregtig moet wees met elkeen van ons, dan verdien ons die ewige dood. Maar hy wys vir ons genade deur Jesus Christus en hy sê jy hoef nie die ewige dood te hê nie. Genade beteken nie dat jy maar net aan kan gaan soos wat jy was voordat jy Christus ontmoet het nie. Genade gee jou die vermoë om nou 'n lewe te begin lei wat die Here verheerlik. Dit beteken jy draai weg van iets af en jy draai na God toe en jy begin deur sy genade lewe. En die volgende woord wat hy hierso deel is vrede. Nou ek weet nie wie van julle het al vrees beleef nie. Vrees is iets wat baie oorweldigend is. Dit neem alles oor. Dit tas letterlik jou liggaam aan. Jy kan nie vir te lang tye in vrees lewe nie. Maar daar is interessant, hy sê genade en vrees. Nou wat gebeur baie keer met ons? Ons vrees vir die dood. Maar jy hoef nie meer te vrees vir die dood nie. Hoekom nie? Want God het dit kom oorwin. Daar is 'n man wat hy probeer eintlik tyd terugdraai. So ek weet nie hoeveel miljoene dollars spandeer hy jaarliks om jonk te probeer bly. Hy stap ander mense se bloed in, sy seun se bloed wat moet nou help dat hy jonger moet bly en al die goeters. En toe kry hy 'n kanker, 'n maagkanker wat sy liggaam eintlik maar net opeet en daar's geen genesing vir dit nie. Die wêreld het 'n massiewe vrees vir die dood. Ek het dit ook gehad. Ek het baie lank voordat ek die Here geken het, dan wat gaan gebeur as ek doodgaan? En dan sê ek ook nee, ek moet hom regmaak. Maar ek doen dit uit 'n oogpunt van vrees uit, nie uit 'n oogpunt van verhouding met God nie. En hy sê vrede vir julle. Ek en jy kan werklik net vrede met God hê as gevolg van die genade aan die kruis. Besef julle dit? Want God se wraak is totaal en al versadig aan die kruis teenoor die sondige mens. En daarom kan ek en jy in vrede lewe met God. Is dit nie wonderlik om genade te kan ontvang en vrede te kan hê teenoor God nie? Dit maak my hart bly om te weet, God was genadig teenoor my gewees, en dat ek nou vrede kan beleef teenoor hom wat heilig is, en ek wat 'n sondige mens is. Maar deur wat Jesus aan die kruis gedoen het, kan ek vrede hê tussen 'n heilige God en my.
Verder wil ek vir ons lees in vers 2, wat sê Paulus hierso vir hulle? Hy sê, ons dank God altyd oor julle almal as ons na julle dink en in ons gebede, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop. So, lydsaamheid is geduld. Van julle hoop op ons Here Jesus voor ons God en Vader. Aan wat meet die wêreld sukses? Die wêreld meet sukses aan roem, aan geld, aan status. Maar daai goeders is in 'n oogwink weg. Jy vat dit nie saam met jou ewigheid toe nie. Nou my vraag is, aan wat meet ons die suksesvolheid van 'n kerk? Hoe bepaal ons of 'n kerk suksesvol is of nie? Kyk ons na getalle? Kyk ons na geld? Kyk ons na die gebou of die musiek? Hoe bepaal ons of 'n kerk suksesvol is? Nou ek sê nie dit is nie goed dat 'n kerk vol is nie. Ek sê nie dit is nie goed dat daar finansies is om alles te doen wat gedoen moet word nie. En ek geniet 'n live worship regtig baie. Ek hou baie daarvan. So ek sê nie die goeders is nie belangrik nie, moenie my verkeerd verstaan nie. Maar dit is nie primêre punte nie. Dit is sekondêre punte. Want ons moet vra, hoe meet God sukses? En dit is wat ons moet nastrewe. Nie dit wat die wêreld sê of hoe die wêreld dit wil meet nie. Hoor wat sê, hoe meet Paulus hierdie sekere goeders? Hy noem dit hierso, hy sê geloof, liefde en hoop. Dit is wat hy hierso sê. Hy sê eerstens, sê hy, en hy voeg iets by, 'n aksiewoord, wat noem mense dit in Afrikaans? 'n werkwoord, wat hy by hierdie sit, baie dankie. Hy sê, werk van julle geloof, arbeid van julle liefde en lydsaamheid van julle hoop. So hy sê, ons dank God vir hierdie goeders wat ons sien in julle as gemeente. Dit is die fokus wat Paulus hierdie kerk op meet. Nou kom ons kyk na werk van geloof. As ek na geloof kyk, dan sien ek geloof kan nie net 'n hoop wees en daar's nie aksie na dit toe nie. Ek praat vanoggend met iemand en ons praat so daaroor en ek sê vir hom, of hy sê eintlik vir my, hy sê ek hoop daar's petrol in my kar. Kom ons ry. Ek het geloof, daar's genoeg petrol in my kar. Ek gaan Kaap toe. Gaan nie in die Kaap uitkom. 10-1 nie. Daar's 'n rede hoekom ons 'n gauges vir hoeveel brandstof in jou kar is. Wat sê Paulus hierso vir hulle? Hy sê werk van julle geloof. So hy sê jou geloof verg aksie. Die dag toe ek geglo het dat ek met my vrou wil trou, het dit nie net daar gestop nie. Daar was 'n aksie verder aan dit. Ek moes 'n ring gaan laat maak het. Ek moes 'n plan gaan kry, waar gaan ek haar vra om te trou? Ek moes haar trou. Ek het nie net vir almal gesê, nee, ek glo daai is my vrou, en aangegaan soos wat my lewe gelei het nie. Nee, ek moes aksie by my geloof sit. Ek gebruik hierdie ene baie keer vir die skooliere. As jy geleer het vir 'n toets, en jy glo jy sal daai toets gaan slaag, kan jy daar gaan sit en hande vou en wag totdat die tyd verby is en glo jy gaan deurkom? Nee, wat moet jy doen? Jy moet skryf. As jy glo jy het geleer om hierdie te slaag, dan moet jy jou pen optel en skryf. Jy moet aksie by jou geloof sit. Verder gaan hy sê jou arbeid van liefde. Wat is arbeid? Arbeid is iets wat jy doen. Dit is partykeer hande intensief. Ons praat van handearbeid. Jy moet ietsie doen. So hy sê jou arbeid van liefde. Dit gaan nie oor wat jy altyd voel nie. Want ons sê baie keer liefde is 'n gevoel. Maar liefde
hierdie arbeid van liefde gaan oor wat jy doen, oor die gevoel wat jy het vir iemand. Dis baie maklik om te sê, "Haai, ek voel vir jou." Jy weet nie wat jy gaan deur 'n moeilike tyd. Daai liefde beteken niks. As jy die Here vra, "Here, wat moet ek doen in hierdie situasie? Hoe help ek hierdie persoon?" Dan het daai liefde 'n aksie gekry, arbeid van liefde geword en jy help daai persoon in die omstandighede wat hy homself bevind. En dan sê hy die lydsaamheid van hoop. Lydsaamheid van hoop beteken geduldig wees in die hoop wat jy het. So moet nie opgee op daai hoop wat jy het nie. En hy trek dit spesifiek na die wederkoms van Jesus toe. Nou, ek kyk na hierdie 3 goeters. Hoe Paulus die kerk meet. En ek vra vir myself, hoe lyk ons? Want dit is wat ons moet doen met die woord. Ons moet na van hierdie goeters kyk. En ons moet sê, waar bevind ons onsself? Ons moet eerlik met onsself wees. Nou, ek weet nie wie van julle het al gehoor dat daar slegte goeters gesê word oor Brits nie. Ek weet nie wie van julle was al iewers te gewees en dan vra hulle, waar bly jy? Nie in Brit. Hoekom wil jy daar bly? Nou, ek was hier in Brits gewees, ek is weg en ek is weer terug in Brits en ja, hulle sê as jy die water gedrink het, dan is dit maar moeilik om hier weg te gaan. Maar ek wil vir jou sê, waar die wêreld opgegee het op iets, is dit al baie keer wat die Here wil vat en gebruik vir iets groots. So moenie opgee op Brits nie. Bid vir hierdie dorp, dat hier werklik verandering sal plaasvind, wat nie net hier sal stop nie, wat sal uitsprei na die uithoeke van Suid-Afrika. Mag ons werklik die Here vertrou, dat daar 'n verandering sal kom in hierdie dorp. Die Here bou sy kerk. Dit is sy kerk. Hy bou dit. En waar God kies om te bou, sal hy ook voorsien. Julle moet dit verstaan. Dit gaan nie oor die persoon nie. Dit gaan nie oor die mens nie. Die mens is nie die ene wat bou nie. God is die ene wat bou. Ons het die voorreg om saam met hom te arbei in die bou van sy koninkryk. Dit gaan oor God. En dit gaan oor sy liefde vir 'n gebroke en verlore wêreld. Daar is mense wat die Here nie ken nie. En my vraag is ek en jy besig om die Here aan hulle voor te stel? Kan mense in ons hierdie goeie sien? 'n geloof wat werk. Liefde wat arbei. Wat jou dalk iets gaan kos. En 'n hoop wat lydsaam is, wat nie opgee nie, wat aanhou, hoop vir die toekoms. Hoekom sien Paulus hierdie vrug in die kerk van Tessalonisense? Lees saam met my in Handelinge 4, Tessalonisense 4 vers 5. Omdat ons weet, Tessalonisense 1 vers 4 tot 5, ek vra om verskoning, Tessalonisense 1 vers 4 tot 5. Omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en die Heilige Gees en in volle versekerheid, soos julle weet, hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. So, hy noem, ons gaan nou na 3 goeters kyk, maar 2 van die goeters is in hierdie 2 verse. Die eerste ene is verkiesing, in Engels election. Nou, baie mense, ek weet nie of julle al gehoor het van predestination nie. Hulle vat election en dan sê hulle, dit is predestination. Nou, daar is verskillende verstane van hierdie woord van predestination. Een van dit is dat God het klaar vooraf bepaal wie hemel en wie hel toe gaan. Nou, dis nie wat ek in die woord sien nie. As ek na die woord kyk, en die woord sê, hy's lankmoedig om terug te kom, sodat geen een verlore gaan nie. Dan sê die woord, hy's lankmoedig om terug te kom, sodat geen een verlore gaan nie. So God se hart is dat geen persoon verlore gaan nie. Nou as ek kyk na predestination, dan vra ek jou die vraag,
toe jou kind gebore word, het jy 'n plan gehad vir hulle lewe? Ek hoop so. Jy wil hulle sekere goeders geleer het, nê? En nou gaan jou kind dalk laerskool toe, en hulle doen dalk goed in atletiek, en hulle hardloop goed, en wat raak jou plan nou? Dalk gaan hulle goed hardloop in die hoërskool ook, as ons bietjie ander oefen, of hulle swem dalk goed, en dalk as hulle goed hardloop, dan kan hulle dalk 'n beurs kry om universiteit te gaan. Wat is jy besig om te doen? Jy is besig om 'n vooraf bepaalde eindbestemming vir jou kind te bepaal. In Engels noem ons dit predestination. Verstaan julle wat ek sê? So jy is besig om vir jou kind 'n plan uit te lê van wat hy moontlik gaan stap. Of jou kind is baie goed in skoolwerk. En jy sê, okay, as my kind so aanhou swat, dan gaan hulle top 90, hulle gaan al hulle punte in die 90 hê, dalk top 10, hulle kan 'n beurs kry, hulle kan 'n dokter word. Ek wou dalk 'n dokter geword het, en nee, ek kon nie, want my ouers kon nie betaal nie, my punte was te swak, maar my kind is slim genoeg, hulle kan 'n dokter word. So wat doen jy? Jy is besig om 'n pad uit te lê vir jou kind, 'n voorafgestelde pad. Maar nou kom dit, dat jou kind lekker gehardloop het laerskool. Hoërskool wil hulle nie meer atletiek doen nie. Nee, ons wil nie meer nie. Nou wat nou? Nou word ons kwaad. Nou raak ons frustreerd. Of jou kind se punte is baie goed en hulle is top 10 wanneer hulle klaarmaak met hoërskool en hulle sê nee, maar ek wil nie universiteit toe gaan nie. Ek wil nie dokter word nie. Wat gebeur met jou? Jou planne val in mekaar eintlik. Jou idee van hoe jy gedink het, dit gaan uitwerk, val in mekaar. Nou dit is wat die wêreld het predestination gevat om te sê dat God bepaal wie hel toe gaan en wie hemel toe gaan. Dis is nie God se hart nie. God het die dag toe hy jou geskaap het, 'n vooraf bepaalde plan vir jou lewe gehad. Dis jou keuse of jy daaraan gaan stap of nie. Dit is predestination. Verstaan julle wat ek vir julle verduidelik? Hy het 'n plan gehad vir jou lewe en hy wil hê jy moet daaraan stap, maar dis jou keuse. Daar kom 'n dag wat elke persoon Jesus ontmoet, voorgestel word aan hom. En jou keuse is of jy hom gaan aanvaar as Here van jou lewe of nie. Jy kan wegstap, maar jy moet die konsekwensies dra van jou aksie. Dit was nie die plan wat God vir jou wou gehad het nie, maar jy het vrye keuse. God wou nie gehad het, Adam en Eva moes van die boom van kennis van goed en kwaad in die tuin van Eden eet nie. Maar hulle het 'n keuse gehad en hy het hulle toegelaat om daai keuse te maak. Maar hy het 'n plan gemaak, 'n plan gehad van die grondlegging van die aarde af, wetend dat hulle daai keuse sou maak. Hoor mooi wat sê Deuteronomium 30 vers 9 en 10. Kom ons gaan net daar so gou. Deuteronomium 30. Klink asof jy al klaar daar is. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. So wat doen God hierso? Hy sê ek gee vir jou opsies. Kies jy. Ek stel voor, jy kies lewe. Maar kies jy. En dit is wat die Here hier gedoen het. Nie net in Deuteronomium nie. Hy het dit gedoen met elkeen van ons en hy doen dit met elke persoon in die wêreld. Hy sê ek gee vir jou 'n keuse vir ewige lewe. Maar dis jou keuse of jy dit wil vat of nie wil vat nie. Hy het 'n plan vir jou lewe. Jy die keuse of jy daaraan gaan stap of nie, of jy jou eie kop gaan volg. So die eerste ene wat nodig is vir die vrug wat ons van gepraat het, is eerstens dat jy daai keuse moet maak om God te volg. Wanneer jy daai ontmoeting met hom het, want ek het julle nou die storie vertel van die kerk van Tessalonisense, hoe dit begin het. Dit was nie Paulus se plan om Tessalonisense toe te gaan het nie.
Hy wou af in Asië gegaan het, en na Efesiërs toe, en allerhande ander plekke gegaan het, maar die Heilige Gees het hom heeltyd verhoed, vir hom gesê, gaan soontoe. Dit was die plan wat God gehad het. Die tweede ene is prediking. Nou my vraag aan jou is, hoekom prediking? Hoekom moet daar sekere elemente wees in 'n kerk wat God vooraf bepaal het, en hoekom is een van dit prediking? Nou ek het nie vir jou die antwoord nie, maar ek wil vir jou lees wat 1 Korintiërs 1 sê, want dit is vir my so mooi, hoe 1 Korintiërs 1 vanaf vers 21 dit sê. Is net so 'n paar boeke voor Timoteus, net na Romeine. OK. Vanaf vers 21. Want aangesien die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Hoor jy wat sê hy? Hy sê dit is dwaas om te preek. Hy sê die dwaasheid, hy gebruik die dwaasheid van prediking, want wat doen die wêreld? Die wêreld kyk op 'n ander manier as wat God kyk. Hoor mooi hoe gaan hy verder, want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. So die Jode sê gee vir my 'n teken. En die Grieke sê nee, ek soek wysheid. Maar wat kies God? Prediking. Deur die dwaasheid wat die wêreld na kyk om te sê dis dwaas. Dis dom om dit so te doen. God kies om dit so te doen. Hy gaan verder. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense. En wat swak is by God, is sterker as die mense. Is dit nie bemoedigende woorde nie? As jy dink, jy kan nie, dis oké. God kan. Gee dit oor in sy hande. Moenie op jou eie wysheid en insig staat maak nie. Ek en jy moet versigtig wees om die model of die plan hoe God bewerkstellig om dinge te doen, nie te probeer omdraai en iets anders te maak en te sê nee, kom ons doen dit so, want die wêreld het sukses in dit nie. Nee. Nou ek staan hier en ek preek 'n boodskap vir julle vanoggend. Maar elkeen van julle gaan in die week te doen hê met iemand. En as jy die woord met hulle deel, is jy besig om te preek. Besef jy dit? So ons almal deel die woord. Dit is wat ons moet doen. Ons gaan uit en ons deel die woord met mense. Nou ek weet, ek is nie die beste prediker nie. Maar as ek die beste prediker hier sou kry, dan is daar een van twee reaksies wat met elke mens sal gebeur. Of jy gaan die woord hoor en jy gaan onveranderd hier uitstap, want dit het nie in jou hart ingegaan nie. Jy was nie bereidwillig om dit te hoor nie. Of jy gaan dit hoor en jy gaan nooit weer dieselfde wees nadat jy dit gehoor het nie. Dit maak nie saak of ek dit is en of dit die beste prediker in die wêreld is nie. Dit gaan oor jou hartstoestand. Dit gaan oor jou keuse of jy gaan hoor of nie gaan hoor nie. Maar elkeen gaan die geleentheid kry. Nou is dit my begeerte om vir julle die beste boodskap te kan gee, verseker. En ek werk daaraan om dit te kan doen. Maar dit gaan nie net oor hoe ek dit bedien nie. Dit gaan oor jou hartstoestand wanneer jy die woord hoor. Met watse hart hoor jy dit? Nou daar is 3 dimensies aan preek, as ek na hierdie gedeelte kyk. En ons het nou 'n bietjie aan dit al geraak. Die eerste ene is die preek van die evangelie. Die woord van God moet gepreek word. Dit is nie 'n bemoedigende boodskap of 'n boodskap om jou net op te hype en jou reg te kry vir die week nie. Nee, een van die elemente wat nodig is vir 'n prediking is die woord van God. Wanneer jy met iemand gaan praat, wil hulle nie altyd jou opinie hoor nie. Want ons almal het opinies is soos armpitte. Ons almal het 2, nê? Nee. Is dit armpits? Wat sit in 'n kielibakke? Ons het almal, daar's genoeg van hulle.
Gee ons vir die mense die woord of net ons opinie? Die tweede ding is dat dit gepaard moet gaan met die krag van die Heilige Gees. Hoor mooi wat ek sê. En dit is iets wat ons nie kan namaak nie. Jesus sê vir sy disippels, gaan wag in Jerusalem, totdat julle krag ontvang het, om die woord te verkondig. Ek en jy het die krag van God nodig, om die woord te verkondig. Moenie op jou eie insig en jou eie wysheid staatmaak nie. Vertrou die Heilige Gees se krag, wat sal funksioneer deur dit wat jy bedien. En dan die derde aspek is, die lewe van die ene wat die woord bring. My lewe moet in orde wees. Mense moet kan sien dat ek regtig die woord nie net lees nie, maar toepas in my lewe. Maar dit is dieselfde vir elkeen van ons. Want as ek soos 'n matroos praat, en ek drink, en ek rook, en dan kom ek by die werk, en ek sê vir 'n ou, nee man, jy mag nie dit doen nie. Gaan hy vir my sê, maar hey, wat het jy gisterand gedoen? Ja, maar dit tel nie. Dis wat gebeur. Doen wat ek vir jou sê, nie dit wat ek doen nie. Dis hoe ons funksioneer. Nee, jy moet al drie daai elemente hê. As een van daai elemente missing is, dan is jy besig om oneffektief die woord oor te dra aan mense. Is jy bereid om jou lewe vir die woord te gee wat jy bedien? Is jy bereid om jou lewe te gee vir dit wat jy glo van die woord? Want as jy nie bereid is om dit te doen nie, moet jy 'n bietjie gaan introspeksie doen om te sê, hoekom glo ek dit? Want wat as daar 'n dag kom wat jy moet staan vir dit wat jy glo? Of buig vir die wêreld? So jy moet glo wat jy glo met jou hele hart en bereid wees om jou lewe vir dit te gee. Paulus sê in daai vers 5, dan sê hy, julle weet wat se mense ons was. So hy sê, julle weet hoe ons gelewe het, hoe ons by julle was. So kom ons kyk na die derde element wat nodig is. So ek het nou net gekyk na die ene wat die woord bedien. Ek het gekyk na die feit dat die mense gekies is, dat God hulle gekies het, dat God dit so bepaal het. En die derde element wat ons nou na moet kyk, as ons wegdraai van die woord af, is na die een wat die woord hoor. So kom ons kyk vers 6 tot 8, wat sê hy, en julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het, met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia, want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaia nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. So wat sê Paulus hierso vir hulle? Hy sê julle het ons woorde gehoor en julle het navolgers van ons en van die Here geword nadat julle dit gehoor het. Het julle al van nabootsing gehoor of imitation in Engels? Dit is wat 'n kind met sy ouers doen. Of dit is wat 'n kind doen met 'n ander vriend of 'n vriendin wat hulle na opkyk. Hulle boots daai persoon na. So wat sê Paulus hierso? Hy sê, julle het ons begin naboots, soos wat ons Christus naboots. En dit is die voorbeeld wat gevolg moet word. Want ek wil vir jou sê, jy word soos dit wat jy naboots. Nou deur hierdie 3 elemente wat ons nou net na gekyk het die woord van God reg deur die hele Macedonië en Achaia gegaan. Dit het gegaan deur die woord, deur die prediking en dan gehoorsaamheid aan dit. As gevolg van hierdie 3 elemente het die gelowiges gestig geword en iets het in hulle verander. Kom ons lees wat het gebeur in hulle. Vers 9 tot 10. Want julle het
want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle van die afgode bekeer het tot God om die lewende en waaragtige God te dien en sy seun uit die hemel te verwag wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. So ek sien 3 elemente wat hy nou hier van praat. Die uitvloeisel van dit wat hulle toegepas het oor dit wat hulle gehoor het. Hulle is bekeer, hulle het begin dien en hulle het gewag. Van wat het hulle bekeer? Hulle het bekeer van afgode. En as ons dit weer terugvat na die eerste gedeelte wat ons gelees het, dan gaan dit oor geloof. Hulle het iets anderste begin glo. Hulle het hulle geloof in God begin plaas en nie in afgode nie. Nou ek en jy sit nie hier vandag en aanbid partykeer 'n houtstandbeeldjie of iets nie. Afgoderry lyk 'n bietjie anderste as wat dit gelyk het in daai tyd. Nou wat beteken om iets te verafgod? Dit beteken om iets in die plek van God te sit. Dit kan jou kinders wees. Dit kan jou werk wees. Dit kan finansies wees. Dit kan enige iets wees wat jy belangriker ag as God. Dan is jy besig met afgoderry. En hy sê, julle het bekeer van dit. Julle het weggestap van dit. Nou wat beteken bekeer? Dit beteken om jou gedagte te verander oor hierdie situasie, oor dit wat jy geglo het, en om te draai in 'n ander rigting. Dit beteken om te bekeer. En hy sê, wat het julle begin doen? Julle het weggedraai van die leefstyl wat julle geleef het, en julle dien nou die lewende en waaragtige God. Ek en jy dien net iemand as ons lief is vir daai persoon. En dit beteken liefde. Dit vat ons na die tweede punt wat ons oor gepraat het in die begin. Want of jy gaan iemand dien omdat jy bang is vir hulle, dan dien jy hulle nie oor dat jy lief is nie. Jy dien hulle omdat jy eintlik lief is vir jouself. En as ons God wil dien, omdat ons lief is vir onsself, gaan ons nooit goed doen wat vir ons ongemaklik of nie lekker is nie. Maar as ons bekeer en God begin dien, want hy is die lewende en waaragtige God, dan doen ons dit uit liefde uit, maak nie saak wat dit ons kos nie. En ons sal alles opgee vir daai liefde wat jy beleef by God. Is dit hoe ek en jy God dien? Die derde ene wat hy vir hulle sê is, julle wag op Jesus se wederkoms. En dit is 'n hoop. Hy skryf hierdie aan Tessalonisense. So 50 jaar, kom ons sê 20 jaar na Christus dood is. So 50 AD skryf hy hierdie. Christus het nog nie gekom nie, net dat julle weet. Hulle is al lank al dood. Maar wat se hoop het hulle gehad? My vraag aan jou is, het jy 'n hoop dat Christus weer kom? En lewe jy met daai hoop? Of is daar kere in jou lewe wat jy hopeloos raak en sê, ek weet daarom nou nie of hy hierdie jaar gaan kom nie. En dan wanneer daar iemand sê, nee, dis hierdie tyd, ons het nou so bepaal, so, hy gaan kom, dan raak ons weer hoopvol. En dan begin ons dink aan hoe ons lewens lyk. Hoe is ons prioriteite? Want as jy lewe met 'n verwagting dat Jesus weer kom en dat hy enige tyd kan kom, dan bring dit jou prioriteite van wat belangrik is in lyn. Verstaan julle dit? Want as jy met 'n verwagting lewe dat Jesus enige tyd kan kom, dan begin jy goeders wat vir hom belangrik is prioritiseer. Jy begin nie fokus op wat jy altyd wil hê nie. Maar wat gebeur dan? Ons raak so 'n bietjie hopeloos. Ons sê nee man, dalk nie die jaar nie, volgende jaar. En wat doen ons? Ons begin op ons eie goeders fokus. En as jy oë uitvee, is jy nie meer besig met die Here se dinge nie, jy is besig met jou eie dinge. So die hoop help ons om perspektief te hou
om te sê, Here, wat moet ek doen vir u koninkryk? Want dis die enigste koninkryk wat gaan bly staan wanneer alles klaar gedoen is. Nie my en jou koninkryk nie. Nie die duiwel se koninkryk nie. God se koninkryk. Ek wil afsluit met hierdie 3 gedagtes. En ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik jou oë toemaak en vir jouself hierdie vraag vra. Het jy waarlik gedraai na God van dit wat jy enigsins belangriker ag of veraf God? En as jy eerlik vir jouself kan sê jy het, dan vra ek vir jou, dien jy hom soos wat jy weet jy moet? Ek kan nie bepaal hoe jy God moet doen nie. Ek kan nie bepaal of jy werklik weggedraai het van goed wat belangriker is as God nie. Net jy kan. En die Heilige Gees sal jou oortuig van dit. En as jy werklik kan sê, ek het niks wat belangriker is as God nie, en ek dien hom soos wat ek moet, dan vra ek vir jou, het jy 'n verwagting vir sy wederkoms? En as jy op een van hierdie plekke dalk vashak, waar dit dwars in jou vassteek, wil ek net gou 'n oomblik vat, dat jy met die Here praat, en vir hom sê, waar jy jouself bevind. Wees eerlik, want die Here kan ons net help wanneer ons eerlik is oor waar ons onsself bevind. So ek gaan 'n oomblik gee, almal se oë gesluit, praat met die Here en vra hom vir genade, vir krag oor waar jy jouself bevind.